Môre grootdiens, ons gaan dan nou vandag aan met kreatiewe denke en probleemoplossing. Soos ek reeds vir julle gesê het, hierdie is baie belangrik. So kreatiewe denke is om oorspronklik te dink. Probleemoplossings is om oplossings te vind vir moeilike situasies. Hierdie kreatiewe denke word dan as 'n instrument gebruik om hierdie probleme op te los, om dit op 'n kreatiewe manier op te los. Dan is ons besig om te praat oor die probleemoplossingstegnieke. Ons het in die vorige les dan nou gekyk na die probleemoplossing se navorsingsvaardighede en dan nou vandag gaan ons kyk na probleemoplossingssiklus en probleemoplossing teenoor besluitneming. So probleemoplossing teenoor besluitneming. Probleemoplossing en besluitneming is nie dieselfde ding nie, al word dit soms in dieselfde konteks gebruik. Die verskil tussen probleemoplossing en besluitneming is om die probleemoplossing is om oplossings te vind vir probleme, terwyl besluitneming verwys na die uitoefening van 'n keuse tussen alternatiewe. So die probleemoplossing is om dan nou vir jou probleemeoplossing te vind en die besluitneming is waar jy klomp besluite of alternatiewe opsies het wat uitgevoer kan word en dan moet jy besluit watter oplossing die beste is. By probleemoplossing is dit moontlike oplossings, nie altyd voor die hand liggend nie, so die probleme is nie altyd so dis nie maklik om altyd 'n oplossing vir jou probleem te vind nie. By besluitneming is die alternatiewe gewoonlik voor die hand liggend. Dan 'n voorbeeld van probleemoplossing teenoor besluitneming. Die probleem is wanneer die menslike hulpbronbestuur nie 'n gepaste kandidaat kan opspoor vir 'n sekere pos nie. So jou probleem is dat hulle nie 'n geskikte persoon vir die pos kan kry met die regte kwalifikasies nie. Die besluit is die menslike hulpbronbestuur kan dan besluit tussen kandidaat A of kandidaat B wie die beste is om aan te stel in hierdie pos. Probleemoplossingssiklus. Nou eerstens moet jy identifiseer en definieer die probleem. Nou 'n probleem kan slegs opgelos word as dit akkuraat geïdentifiseer word. As jy die probleem verkeerd verstaan, gaan jy dit nie kan oplos nie. Tweedens moet jy 'n strategie formuleer. Hierdie stap behels die vraag: wat wil ek bereik? Nadat 'n aantal oplossings gegenereer is, moet die beste oplossing gekies word. Derdens moet jy jou strategie kan implementeer. Sodra die beste oplossing geïdentifiseer is, moet dit in 'n aksieplan omgeskakel word en dan geïmplementeer word. So jy moet jou oplossing omsit in 'n aksieplan. Dan vierde is die toekenning van hulpbronne.
Daar moet jy vasstel watter hulpbronne nodig is om die probleem op te kan los. Dan die 5de stap van jou probleemoplossingssiklus is om die probleemoplossing te monitor. Nou deur jou probleemoplossing te monitor, moet jy seker maak dat elke stap volgens die plan uitgevoer word. So jy moet by die aksieplan bly en nie afdwaal van jou planne om die probleem op te los nie. Dan die 6de stap is om die probleemoplossing te evalueer. So die probleemoplossingsproses waarborg nie dat die probleme altyd opgelos word nie. Hierdie probleemoplossingssiklus moet deurgewerk word totdat 'n bevredigende uitkoms bereik word. So, hierdie probleemoplossingssiklus gaan jy toepas totdat die oplossing vir die probleem suksesvol was. So met ander woorde, sê nou maar jou eerste oplossing het nie gewerk nie, dan moet jy alternatiewe oplossing vind en dan dieselfde stappe vir jou probleemoplossingssiklus volg. Reg, ons gaan dan volgende week weer aangaan en dan sal ons kyk na die probleemoplossingstegnieke, die verskillende tegnieke wat mens kry, byvoorbeeld 'n dinkskram, 'n Delphi tegniek ensovoorts. Ons sal in die volgende les na dit kyk.